vir jou moet loof en ons aanbid en die Here te gee. En ons kan dit nou wees. En terwyl ons dit sing, gee jou alles vir die Here. Stuur jou lofsange op aan hom, want hy is waardig.
everlasting ons saam. Oh, we are standing. Oh, we are standing on holy ground. Oh, let us praise. Jesus now, we are standing in His presence on holy ground. Amen. Daar waar je staan, steek je handen in de God. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Om te gaan staan op hierdie heilige grond. Hierdie grond is nie heilig omdat ek en jy is nie, dis heilig omdat hy is. Amen. Loof die Here. Loof die Here. Loof die Here. Prys die Here, baie dankie. Baie dankie, die Here sê. Ek ervaar dat die vyand is weer soos laas jaar. Wat hy wil in sy pom maak bid. Ek weet onder die kosbare bloed. Doen net wat hy sê. Nie agslaan op dit wat nou om ons gaan gebeur nie, wat hy gaan spring vandag. Maar ek glo die Here sal deurdra en ek bid ek sal intree. Maar ons gaan nie vir 'n tree terug staan. Volgende. Upliftment of my name. Yes. I need your praise and your worship, says the Lord. I have given my all so you may live. There is no elevation without holiness. I cannot uplift you if you don't acknowledge my holiness, says the Lord. For holiness befits my house. I'm a holy God. I'm in your midst. I am the I am in your midst, says the Lord God. My grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you and not your sin. I am your God, the Holy One of Israel. And I will do what I said I will do. Yes. My word won't turn void unto me, but I send it forth to accomplish what I sent it to. Oh, King of glory, we worship you. We magnify your name. Revive us, Lord. Revive us one more time. In the time of your wrath, in the midst of the year. Remember mercy, Lord. Remember mercy. Revive us, my Lord. Praise the Lord. Enige remnants wat net die Here wil prys of iets, enige dit wat jy doen. Enige een, ek bedoel, is daar nog remnants in die huis? Is daar nog iemand? Is daar? Halleluja. Prys die Here. Snaaks, né? Of sal ek eerder sê, interessant. Wanneer daar sekere oomblikke is soos hierdie, dan raak die vyand kriebelig. Maar gelukkig is ek geleer, die beste leermeester is die Heilige Gees. That you need to brace yourself
Want waar hy beweeg, gaan ander geeste ook beweeg. En ons is nie benoud oor die ander geeste nie. Ons gaan nie eens oor hulle praat nie. We are not the intruders. Verstaan? En hier is 'n paar exits. So they can choose which one. Nee. Al 7 skewers van Skeva. They can choose the exit. But we will not be silent. Ja, nog so klein bietjie harder. Ek beroep my op die kosbare heilige bloed van Jesus. Halleluja. Ek wil hê dat you need to make a declaration this morning. Jy moet 'n verklaring maak. Luister, jy kon dit eergister reg gekry het, maar na gisteraand gaan jy hierdie goed nie reg kry nie. Jy het dit getraai en jy het dit, oh, you almost got me, but heerlikheid wat ek gisteraand gehoor het, I cannot unhear. Wat ek Vrydagoggend gehoor het ek gehoor. Wat ek Saterdag gehoor het ek gehoor. Ek wonder of daar lewe in hierdie tent is vanmôre. Halleluja! Wat ek gehoor het ek gehoor. Wat ek beleef het ek beleef. En het kan nie van my weggevat word nie. Devil is a liar. Wow, come on, ouens. Come on. Ons spreek nie dat jy ons moet like nie. Is jy nog daar? Ek is te bang om nie te sê wat hy gesê het ek moet sê nie. Ek gaan nie rekenskap doen oor wat jy van my gesê het nie. Ek gaan rekenskap doen oor wat ek gedoen het toe hy van my gesê het en vir jou gesê het dat jy weier om stil te wees. Jy hou nie jou mond nie, man. Jy is nie 'n natgerede hoender nie. Amen. And by the way, dis opstanding. Yes. Dan wil ek sommer klaar sê vir hierdie klomp Jan Perewits wat op gaan inloer. Pastoor, kan jy sommer maar dis eintlik nou 3 dae. I'm so sick of this. I'm so sick of this. You dwaas. Hy het opgestaan, man. As ek nou 'n paar minute uit is, verdra my, maar hy het opgestaan. Halleluja. Ag nee, ek wil vir iemand sê, hy's te goed baie mooi. Ek sê hy het opgestaan. And that's the bottom line. Hy het opgestaan. Maar. Hy het nie opgestaan net om op te staan nie. Hy het 'n stoel gaan uittrek en hy gaan sit aan die regterhand van God die Vader, because the fight is over and the battle is, my God, and the battle is won. Jy sit nie as jy veg nie, en Jesus sit aan die regterhand. So, by the way, snap het, man. Dis God die Vader. En die Seun. En die Heilige Gees. Dis vir my 'n ongelooflike voorreg. Angelique het gesê om Dawie, Pastor Dawie, Ria, sê kyk, ons mis vir daai. Twee mense het die tydelike met die ewige verwissel wie laas jaar hier prominent was, is ook Suster Liz, wat die tydelike met die ewige verwissel het. En volgende jaar, sien jy, volgende jaar, ek het nie getwyfel nie, maar toe daai, so wil jy Olwage gisterand preek, dus ek so lus vir nog 'n konferensie, dat jy nie my lus kan hou nie, hoor. Jy my lus nie kan keer nie.
En ek sê vir my, as ek vir jou gesê, pastoor en hier, sê ek vir my, wat, volgende jaar gaan ek 5 meter weier en 5 meter langer. En luister, jy kan maar op en moeg, jy doen nie die werk, jy ons moet die goed doen, so waar jy, kom jy net, is daar iemand wat gaan terugkom volgende jaar, as die Here vertoef om te kom. Come on, wil jy opstaan en sê, I'm back, I'll be back, halleluja, prys die Here, as hy skat is daar volbespreek. Amen. Prys die Here. Dit is baie dankie vir die voorreg dat om hier te kan staan en baie dankie vir die gebede en al die wonderlike dinge. Ek gaan vanmôre my bes doen asof dit my laaste konferensie is. Asof dit my laaste konferensie is, wil ek vanmôre sê, Here, ek wil vanmôre my hart gee, ek wil my alles gee. Here, as daar nog 17 minute van my lewe oor is, Here, gee my nog so 15 minute by. Maar Here, ek wil my beste gee. Pastor Dion, ek is so excited. En ek wil vir jou sê, ek luister, Pastor Dion, ons sal met wakker skrik. Ek dink nie ons opwinding kan God se opwinding oorskry nie, hoor. Hierdie hele dag, it's about Him. It's about Him. And I'm bold enough to say this. The Muslim cannot handle this because their God is still in the grave. The Hindu cannot handle this because their God has got 6 arms and a long nose like an elephant, and He cannot save you. But Jesus' tomb is empty, and Jesus is alive and well. By the way, He's not just alive, He's not hurting anymore. He's, oh my goodness, He's sitting on the right hand of God the Father, and that confirms that we believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Prys die naam van die Here. Dis alles vir Hom. Come on, arise, remnants. Julle wat gisterand hier was, arise. Ek spreek hier uit tema Tekuma. Ons het goed bygesit. Tekuma is eintlik risen. Rise, as ek reg besit die rise. En toe kom ek nou met die revive en renewed. En dis 'n paar ou se baie beter lyk as Vrydag. En Here, ek sê, ek het nou nie eers 'n tema nie. Maar ek gaan ons maar oor hoe die Here werk, né? Ek wil nie my ding doen nie, ek is te bang om my ding te doen, I'm too stupid for that. But maak jou Bybel oop daar by Matteus 28. Halleluja. Matthew chapter 28. Baie dankie dat jy hier is, hoor. Halleluja. Baie dankie. Baie dankie. Genade. Prys die Here, ons veral ons Newcastle mense wat ook gekom het vandag. Praat jy van ons gemeente, die praat van ons mense in die dorp wat gekom het. Baie welkom. En ja, hierdie pastore wie hier voorsit, en ons in Kluis hou elke Sondag so kerk. Die sagste deel van ons is ons tande. Amen. Prys die Here. Halleluja. Kan ons gou saam lees daar uit Lukas, en ek gaan net so 'n paar vers lees, want ek wil later terugkom by hierdie geleesde gedeelte. Matteus 28 en Pastor Danny, dis die eerste boek in die Nuwe Testament. Ek speel net. Matteus 28. Luister baie mooi. Sê, laat na die Sabbat, toe dit gelig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Julle stil. En sy gedaante was soos weerlig. Sy kleding wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue,
Moenie vrees nie. Want ek weet, julle soek Jesus. Wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Ag, Jana, can you just repeat that? Hy is nie hier nie. Nee man, nee asseblief nie. Hy is nie hier nie. Hy is nie hier nie, ouwens. Heerlikheid, hy is nie hier nie, man. Wat hy het opgestaan, my wêreld, soos hy gesê het. Is hy nog die waarmaker van sy woord in jou lewe? Kom kyk na die plek waar hy gelê het. Gaan haastig gesê vir die disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, wow, ek het julle dit gesê. Here, dankie vir u bloed. Dankie dat ek hier kan staan vanmôre en nie vir 'n oomblik eens probeer om my eie insigte te steel nie. Here, dankie dat ons vanmôre, Here, kan staan op u woord en kan weet dat hierdie dag is die dag wat die Here gemaak het, Here. En Here, u het so mooi geverf op die canvas vanmôre. Hier is 'n pragtige dag in KZN, Here. Dis 'n mooi dag, dis warm, dis blou, dis alles, Here. This is a day to celebrate, hallelujah. Here, we can celebrate the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Prys die naam van die Here. Vader, ek bid dat die engele om in die tent sal sit met swaarde van vuur, Here. Hallelujah. En dit wat hier ingekom het, Here, wat u van u af is, die Here, lig enige nuuskierigheid op enige boosheid. Ag, Here, let them take a seat. Because you said you prepared for me a table in the midst of my enemies. Hallelujah. So Here, kom ons wys vir hulle. Here, deur vanmôre, deur u krag en die heerlikheid. Here, dat u is gister en vandag en tot in alle ewigheid is u dieselfde, Here. En ek kom vanmôre na u toe. Here, ek bely regtig waar my afhanklikheid van u, Here. Here, ek kan dit nie doen sonder u nie. Ek kan nie, ek wil nie, ek sal nie. Here, ek het u nodig. Halleluja. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Dis mos nou natuurlik die onderwerp van die konferensie of van die Here gegee, die tema. Nou luister julle, ek wil net graag hierdie ding ons mekaar regmaak, hoor, moet julle hoor. En dit is so. Die hele naweek sê die duiwel van my, ek gaan trip. Die hele naweek, dis so jy stupid. As ek trip en ek val, dan verander ek dit in 'n manifestasie. So as ek trip, mag jy nie lag nie, ek is al besig, dis al deel van my preek, hoor? Help as dit deel. Prys die Here. So as ek nou trip op hierdie, ja, ek dink nie, maar ek luister, ek werk nie met ons, seker maar die mat is ook so en al die goedes, maar ook, dit is 100%. No problem, prys die naam van die Here. Sê vir die ou langs jou, hy gaan nie trip nie. En as hy trip, is dit die Here se wil. Ek wil sê dat my skoon sê dit hoor, want hy gaan lag, ek weet hy gaan lag. Prys die Here, amen. Is jy reg? Is jy reg? Is jy reg vir Tekuma? Is jy reg? Is jy reg vir die reis? Is jy reg vir die reis en jou dinge? Is jy reg vir die reis en jou liggaam uitklim met die ding waarin hy is? Halleluja, sê nee, ek is meer as 'n oorwinnaar. Jy wat my die krag gee, wat sy opstanding verwerp my opstanding. Sy deurbraak is my deurbraak. Is jy reg? Pray dat jy moet reg bly, hoor. Luister baie mooi. Nou, ek het nog maar so fancy ding hier geskryf, dat ek ook nog so oulik kan klink soos die ander ouens, maar ek wil dit sê, ons almal wat in hierdie tent is, as jy nie geglo het in die opstanding nie, was jy nie vanmôre hier so nie. Come on, ek kyk my bakkie af. Jy's hier omdat jy glo dat Jesus het opgestaan. Is dit hoekom jy hier is? Are you here to celebrate the moment that Jesus, en dat jy kan weet dat daaraan kan die vyand niks. Amen.
in the history of any being. No other man. And I say man because Jesus was flesh. Hy het DNA gehad. Dion, jy moet my stop en ek nonsens praat, hoor. Jy het laas op my gewys nie. Weet jy nie? Dan het ek jou verkeerd verstaan. Julle kan skuld ek julle 15 minute se preek van laas jaar. Want hy het my laat stop. Maar luister, hy het DNA gehad soos jy. Hy het bloedvate gehad. Hy het are gehad, hy het spiere gehad. Hy het ons het gisterand gehoor dat het was not 'n terminologie van dat hy was bang gewees of net soos wat ek glo baie sterkte aan dat sy geboorte in 'n manger was. It wasn't because daar was nie plek in die hotel nie, maar hy het nie gekom vir 'n vakansie nie. There was no place on the inn. Halleluja. En hy het nie daar gegaan omdat hy arm was nie. Hy het daar gegaan, jy het onthou daai preek van die lam. Hy moes by die lammers kom en vir die lammertjie sê dat julle bloed gaan nie meer werk nie. Ek feier die hele lot van julle. My bloed, halleluja, gaan genoeg wees om hulle almal vry te koop. Julle het julle beste geprobeer. Pastoor hier, daai vet op daai klei en die Here sê dit het gewerk. Dit was wonderlik, maar julle vet hoef nie meer te drup op daai kleiplaat nie. Halleluja, ek gaan drup op die middelste kruise van Golgotha. So that it was not because he had no funds. Man, God kon 'n hotel geroep is bly daar. So, there's no other deity. Can I say this? Jy gaan in die moeilikheid kom, ek gaan. Muhammad and a Pelele and a Ifile is dead. En elke, hulle kan die graf te gaan besoek. Oop grou. Die geraamtes is daar. Die res weet jy mos self. Dat Jesus se graf is leeg en daar is 'n spiritual entity, daar is 'n geestelike entiteit. En ek glo dit is in hierdie konferensiegangers. Luister, kom ek gee jou vinnig reg help. As jy dit ons host hierdie goeders om iets in Newcastle te probeer bewys, dan mis jy die hele punt, hoor. Ek kan jou getuienisse vertel wat die enigma van jou voortande gaan afvat, hoe die Here voorsien dat hierdie konferensie jaar vir jaar en pastore, elke jaar is daar bietjie meer, groter werke, groter getuienisse. Ek wil vir jou sê, dit gaan vir my vandag, dat hy het opgestaan. Ek gaan nou by die ding uitkom, en hy sit by God die Vader, en prys die Here. Hy staan in vir my, en vir jou. Kan iemand in die Here prys in die plek? Hy staan in. Dus hoe kom die duivel vanmorgen op wal gooi? Ek het 'n snap gevoel in die gees, hoor. Joe, nou gaan ons kerk toe. Hy gooi wal. Hier is 'n baie bad dag in duisternis. Hier is 'n bad dag in duisternis. And weet jy wat I need to say this, and I'm going to say this in English. My faith, along with his presence, is a recipe for resurrection. Yes. My faith, with his presence, is a recipe for resurrection. Wag, ek wil myself nie voor die dag op nie, maar ek wil vir jou sê, just because he lives, I can face. Ek gee nie om wat die antibiotika jy drink nie. Ek gee nie om wat se... Nee, ons het ook klaar met die wyp se goed, hè? Daar veral met die cherry flavor. Jy is klaar met hierdie goeders. En ek wil net ek gaan dit doen, sorry man, ek vat nou maar die hou vir dit. Julle wat gister geluister wat Pastor Freddy gepraat het oor
Ek is klaar met die tweelinge, wat jy gesê? Die tweeling is jou, wat jy in jou preek genoem. Van die tweeling is. Ja, wat weet het gesorg het gedoen? Wat sê jy? Ja, te sê van die tweeling. En die geveg met die tweeling. Die geveg met die tweeling, ja. Sies, ne? Jy het nie die bid die preek gehoor nie. Die tweeling is die tweede persoon in jou. Niks moet ander goeders te doen nie. Jy kry dan one track mind ouens, hoor. One track mind ouens. Ek wil vir jou sê, luister gou baie mooi, dat ek gou by hierdie ding uitkom. En terwyl ek met die Here wag en die Here met my praat, toe sê die Here vir my, hy sê, this moment, hierdie oomblik, sê ek this moment, luister gou, kan ek gou vir hierdie konferensie gaan en sê, miskien kan ek dat jy excited daar agter op die tube seats. He is who he says he is. Is ek reg, Pastor Henry? He can do what he says he can do. Halleluja! Kan iemand dit amen sê? I need to tell South Africa and the rest of the world and Newcastle and this conference, listen to the word of God, that God is God all by himself. Hallelujah! Prys die Here. Net so voor ek hierdie ding vergeet, wil ek vir jou sê, luister gou baie mooi, daar was geen mens in Pilatus se tyd wie Jesus kon doodmaak nie. Hy kon 'n legioene engele geroep het, but he chose to lay down his life willingly. Ek kan vir jou sê, luister gou baie mooi, he doesn't need any help. Ja, jy weet, hierdie WhatsApp groepies, ne, dit irriteer die wit waksheid my net. Pastoor, ek het nooit 'n sertifikaat gekry op skool nie, maar ek het gevorder, ek is die admin control van die WhatsApp groep. Ek wil jou help. God doesn't need an assistant. Is dit so? He doesn't need a secretary. Pastoor, jy moet nou net verstaan, ek beskerm God se werk. Jou stupid, jy kan God se werk nie beskerm nie. God se werk is groter as wat ek en jy is. God beskerm sy eie koninkryk. Ag nee, liewe Here, as jy sê dat jy beskerm God se werk, dan wil jy vir my sê dat Jesus, wie die hoof van die kerk is, kan nie sy werk doen nie. Ek wil vir jou sê, as long as he is the CEO of this, hallelujah, I'm safe. Ek is veilig. Kan ek net twee mense kry wat lewe kry in hierdie plek? Wat sê Here? You don't need a secretary. You don't need an assistant. Ek wil vir jou sê, he doesn't even need an agenda. He doesn't need a calendar. Elke liewe jaar, julle datums is uit. So wat? Asseblief. Wat maak dit saak, die graf neer? Ek is seker, dis die ouens wat afval eet, wat sulke goed kwytraak. Sê dit net weer. Hier, jy skrik jou boegel waar hy skaap as jy vir jou knik. Dan kraak jy sulke snert kwyt. Man, ek wil vir jou sê, al is ek 6 maande uit, maar hy het die 6 maande terug opgestaan nie. Hy het oor die 2000 jaar terug, het hy opgestaan, halleluja, en hy sit nog steeds aan die regterhand van God die Vader. Ek wil gou vir iemand sê, he doesn't need a schedule, he doesn't need a committee. Ek wil vir 'n tyd vol mense vanaand sê, the Pharisees vanmorgen sê, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate had found no fault in him. Herodes couldn't kill him. Death couldn't handle him. And the grave couldn't keep him. Halleluja! Is daar nou iemand in hierdie tyd wat awesome is? Is daar nou iemand in hierdie plek wat lewe? Ek wil vir jou sê, luister, hy was, hy is, en hy sal altyd in beheer bly. Dankie. Pas vir net nou gepraat. Separate yourself. Kom uit sy pad uit, man.
Nou gaan ek 'n ding sê nou volgende. Cancel ons kamer van volgende jaar. Ek het 'n surprise vir jou. Daar's 'n waglys vir jou kamer. Ek wil jou sê, Pastor Dion gaan nou begin 'n preek, hoor. Hulle dink ek sweer, ek mag nie sweer nie. Beloof jy, ek het nou eers begin. Want ek vra vir die Here. Ek vra vir die Here. Ek sê maar, God, wat is daar van die opstanding wat ons mis? Weet jy wat sê vir my? Pastor Dion, hoeveel keer het ek hier gepraat? Pastor hier, hoeveel keer het ek hier gepraat? Ek weet jy weet beter huil as ek nie. Jy klink alright as jy hoor. Ek klink asof ek gaan vir 'n hysterectomy amper. Och, die heerlikheid vir 'n luister, roep nee, ek wil nie meer. Loof die Here. Ek vra vir die Here. Ek sê, Here, wat is dit wat ek mis? Wat is dit wat ek nie weet nie? En God sê een woord. Hy sê, baie. Net so. Wat doen ons elke jaar? Luister, hoor my hart. Dis reg. Dis reg. Ek het al 17 keer agter 'n orgel gesit. Dan sê ek, Here, in die naam van Jesus kan ek speel. Dan sê hy, orgel klink tog net af vir sy. Sê ek kan hier nie goed doen nie. Maar jaar in en jaar uit. O, die graf is leeg, sien die doeke lê. Met dis mooi nou, nee. Elke jaar. Dis pragtig, ons moet hom asseblief sing. Maar elke jaar is sy old story. En die Here sê, daar is so baie wat julle mis. Dit was baie groter, net as 'n paar dingetjies. O, ek is so bly, Pastor wil nie gisterand preek. Pastor, hy praat van die lig, wat 'n duisternis inloop in die Hades. Het ek hier gepraat oor die Hades? Ons het gesels oor die Hades. Ek sê, Here, as dit nou op 'n preekie gooi ek hom. Ek gaan nie nou 'n nuwe preek soek nie. Ek gooi hom met 'n 9 skoen dat hy nou langer kry. Dan wys wat ek my preek gaan verander. Ek het te veel gehuil, ek het te veel gespring, ek het te veel gedans. Ek wil vir jou sê, dat die Here gaan 'n baie klein dingetjie vir jou oopmaak vanmôre. Maar Woensdag gaan jou joy nog steeds daar wees. En jou deurbraak gaan nog steeds daar wees. Halleluja! Oh my God. Ek wil vir iemand sê, dis te baie mooi. Dis te baie mooi. My beste poging om te verstaan, pastoor, is spekulasie. Pastor Dion, hoeveel keer 'n jaar gaan jy Israel toe? 4, 5, 6, 7 keer? En ontdek jy elke keer iets? Is dit wonderlik? Pastor, jy het ook gesê, we gaan, ons doen saam met hom. Gaan keer ons Israel op. Hy dink, hulle jaag ons al 2 dae daar uit, ek weet nie. Maar hier is dit. Wat baie mooi. Is jy daar reg vir 'n blessing? Hier is dit. Dis spekulasie. Maar wat het gebeur? Was het jy gistermôre wat genoem het, Pastor Freddy, van die middelste dag? Ja. Wat die middelste dag? Weet jy, waar hy praat hier met my? En Denise, nou moet jy vir die Hans Pa, pastoor van jou baie mooi nou bid, né? Jy verstaan nou, né? Rolfie vra jy moet bid. Reg nou, hoor nou hierso. Hoor gou. Ek het 'n prentjie. Ek sê prentjie. Wie van julle is 'n prentjie mense? Ja. Waar's Wilma? Delete. Prentjie mense. Ek sê prentjie mense. En dan gaan na my place of prayer. Jy moet 'n place of prayer hê, julle wat gisterand was. Dis 'n place of prayer ek praat. Deze is besig. Die Here hoor vir my. Ek sê van hy sê dis dit goed as ek sê Here, ek gaan gewilliglik nou bid, want sy gaan my nou vra om te help. Ek gaan gewilliglik gaan ek voor tyd met u spandeer. En dan loer ek so uit hoe besig sy is. Sy is baie besig, gaan ek maar eerder weer terug. En ek is nou hier sien, ek wil dit nie mis nie. Ek is ernstig as ek het sê, ek is in my place of prayer. En ek praat met die Here. Ek sê Here, wat het gebeur? Hierdie naweek by die troonkamers van God.
Net so, kom ons sê 'n rapsie eerder voor dit. Kom ons praat van laasweek of kom ons praat van, onthou 1000 jaar is soos een dag en een dag is soos 1000 jaar. So kom ons praat, as jy dit vat so, dan was Jesus eintlik bietjie meer as 2 dae terug gekruisig. Ja. That's why his blood is still flowing. Is it awesome? En ek is daar so, en ek praat met die Here. Ek sê, Here, u weet, ek sê, Here, wat wil u sê? En weet jy wat sien ek? Ag, noem het 'n gesig, noem het 'n visie, noem het maar net, ek wil dit so gesien het. Maak dit wat jy wil met dit. Maar ek wil vir jou sê, ek het 'n surreal ervaring gehad met die gees van die Here. Melissa, en ek sien asof, wat ek eerder sê, pastoor, sê reg as ek dit so sê, eerder asof God afkyk so. Na duisende jare se bloedoffers. Miljoene liters bloed. And it looks into a voidness, into black pitch darkness. En wat gebeur het, kon nooit die lig aansit nie. En dit kon het nie kan, it could cover my sin, is wat jy hierdie ding vat, en jy hou dit aan, 'n lamp oor hom gooi. Maar hy is nog daar. En ek sê, Here, sê vir my, asseblief maak hierdie vir my. Ek sê, Here, wat het gebeur en ek sê woordlik, ek sien, asof God so afkyk. Ag, pas so jy wou dit sien, prys die Here, dit het gewerk. En God kyk af. En sy profesie in Genesis 3 met die ander staan voor die deur, waar hy gesê het, hy profeteer die Here kruisiging aan 'n serpent. Ag, Jesus. Maar jy sit vas in die slaap. Die eerste profesie van die kruisiging was nie vir die mens nie, it was to the enemy. Sy krijg Dion. En hy sê, you will bruise him slightly, but he will crush your head. Hierdie was nie net vir God nie. Jesus, met my prentjie hoor, Jesus staan agter. En God kyk af. Ag, dis my prentjie. Dit is asof God opkyk en sê, okay, die profesie is op hande. Die geboorte wag. Die kruis wag. Pilatus wag. En die opstanding wag. Maar weet wat doen hy? Hy kyk af na jou. Hou op, kyk na die oor langs jou. Hy kyk na jou. Boodie die gesê of Gavin het gelees in die Bybel en dan lig jy. En dit is asof God sê, ek wonder of dit die moeite werd is. If I cannot change him in 4,000 years about, wat? En pastoor ineens asof hy sê, Jesus, hoe sê jy altyd? It's your call. Dis my wil. Dis my plan. Wat sê jy? Kom aan, ek weet die hande gaan nie opgaan nie. Maar is 'n paar mense wat gisteraan praat oor die pornografiese gees, né? Toe sien ek sommer raak jou stoel se beentjies al korter. Hæ? Perverse gees. Ou Sunny slap jep. Né? En hy kyk af en Jesus staan en hy kyk. En dit is asof God sê, ek het op pastoor Dion gedeel. Wat sê jy van Danny? Wat sê jy van Rocky? En ek dink Jesus antwoord, God die Vader, ek sal gaan. Is jy seker? Ja. Hoekom? I do not know how not to love them. There, come on. I do not know how
not to love them. Ek weet nie hoe dit voel om hulle nie lief te hê nie. As jy nie bly nie, halleluja, pastoor, ek weet nie man, maar een ding weet ek, he just loved me too much to turn his back, halleluja, en as jy God nie wil prys nie, dan bly jy sit, maar as jy die Here wil dankie sê, dan prys jy die Here van jou wille aarde. Ek sê Here, dat jy vanmorgen by die plek sal stilstaan. En dan gaan ek nog gesê, luister gou baie mooi, en we gou die ding inkom, baie vandag. Luister gou oor wat sê dan Mattheus 1 vers 20, jy kan het gou luister, ek lees vir jou in die Engelse vertaling, hoor wat sê, hy sê, dit is die Heilige Geest, dit is die engel wat praat met Maria, ne? Dit is die engel wat praat met Maria. Luister, jy moet hierdie nou nie mis nie hoor. Mis jou anniversary. Maar mis nie wat hy nou vir jou gaan sê nie hoor. Hoor gou baie mooi. Die engel praat met Maria, 'n jonge dame van plus minus 16 jaar oud. 16 beteken liefde, né? And she's to talk about the town. Come on, kyk na jou sandals, kyk vir die pastoor hoor. Wat sê aan the talk of the town, of the talk of the family? Kyk maar ek wil nou vir jou sê, maar daar jy moet pas op, hou die mans van haar al weg hoor. Ek kan vir jou vertel, sy's rof hoor, en sy's onbeskof, maar hoor gou baie mooi. Luister, die Bybel sê, hy sê vir die Gees, hy sê vir Josef, hy sê, that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Luister, ek is nou raggies waar. Ek moet ook nog maar die goed gaan soek hoor. Maar het jy geweet that life begins at conception? Yes. Die gaan ons ook kerk hou. Gaan jy nou saam preek? As jy goed wil sê, ek bring die mic, hoor. Jy ook, hoor. So julle gaan ook klaar slaap, né? Hoor gou baie mooi. Life begins at conception. Hey man, moet ek op 'n stoel staan? Ek wil vir jou sê, jy is nie 'n oeps nie. Hier sit mense wie se maas en die abortiekliniek gesit het, van plan was om te aborteer, maar omdat God 'n groter plan gehad het, jy staan op, omdat God 'n groter plan gehad het, toe change sy haar mind van die abortiekliniek, want sy moes kom, Janai moes kom, hulle moes gewees het, kom aan kerk van die Here, life begins at conception. Hoekom sê jy dit? Kom ek help jou. Hoor gou baie mooi. Dit is 'n wetenskaplike mediese feit. En baie weet dit nie. Nou gaan ek gou 'n bietjie praat. Dat ons almal dit nou verstaan. Dat wanneer when there's conception, conceive, dan ontmoet saad eierselletjies. Amen. En wanneer Jannie getref word en Jannie word geconceive, is het, ek het dit nie geweet nie, so as jy dit nie geweet het nie, sê amen, as jy het geweet het, fake het. Wie sê dit? Ek het met my skoolse nou oor gepraat ook met persoon Dion. Is dit 'n feit dat wanneer daardie saad die eier tref, dat daar bevrugting plaasvind. Hulle kan dit nie verduidelik nie. Dis mikroskopies en vinniger as weerlig kom daar 'n liggie aan. When there's light, oh my God, there's life. When there's light, there's life. Jy hoor wat ek sê nie. Ek wil vir jou sê, jy soek die lig, maar die lig het al oor jou aangekom. Toe saad eiers goedjies ontdek het, toe kom jou lig al aan. En ag nee, en in die donker, oh I'm going somewhere, in die donker baarmoeder van 'n vrou, kom daar vroomlik 'n liggie aan, so vinnig, daar is lewe, daar is lewe, daar is lewe. God,
Prys die Here, kan iemand dit amen sê? Luister, man, weet jy, ek raak so excited oor hierdie goeders. Hoor wat sê Johannes 8 vers 12. Hy sê daar, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig. Hey man, kyk gou weer die pastoor. Ek gee nie om hoe donker dit in die Karoo is nie hoor. Maar steek 'n vuurtjie aan en al die duisternisse in die Karoo kan daai vlammetjie nie oorweldig nie. Halleluja. Wyn het probeer vir hulle sê, maar hulle wil nie wat ek sê nie. Jy begin met lig en jy eindig met lig. Halleluja. Prys die naam van die Here. Kan iemand net die Here kry die prys gee? Here, jy kan vanmorgen in die tent sit op die ou plastic stoel en wag vir 'n aardbewing om jou te tref. Maar ek wil jou vertel, jy is nie 'n niks nie, en jy is nie 'n niemand nie, jy is nie 'n useless ding soos wat hulle sê nie, jy is meer as 'n oorwinnaar, deur Christus Jesus, wie jou die krag gegee het, as sy graf vandag 'n geraamte ingehad het, dan was hierdie tent nie opgeslaan nie, waarom as sy graf leeg is, ek gaan nou met dit uitkom, wat ek vir jou sê, konferensie 2025, I have risen, hallelujah, I've been renewed, I've been revived. By wie? By wat? Die lig van die Here. Halleluja. En daar gaan in die gees het daar, ek sê daar gaan, ek dink hy het, was so Freddy, 'n paar liggies aangegaan. Amen. En ek wil vir jou sê, en skielik, God die Vader, I do not know how not to love them. Laat ek gaan. En jy ken die storie, daar sê God uit, want jy kan nie God kruisig nie, en lig slaan die wound van 'n 16-jarige. En die hemelse saad, die Heilige Gees, conceive 'n jong vroukie, en toe die saad van die hemel in haar donker baarmoeder ingaan, toe word hy lig binne. Oh my Lord. Ek wil net vir jou sê, dit verby gaan, ek gee dit vir jou, dan kan jy my donut koop na die tyd. Ek wil vir jou sê, partykeer sit jy en wag, en die lig van God se deurbraak is so vinnig en so oulik, jy mis die oomblik hoor. Jy moet ingestel wees, jy moet 'n bietjie vas en bid, om te weet, wanneer slaan die lig van God deur hoor. Partykeer is dit so vinnig, jy het nie net 'n ingryping nodig, jy het 'n suddenly nodig, en ek wil vir jou sê, na 4000 jaar van offers en goed, wat die covenant sin en al die mooi goed en preke wat daar uitkom, sê die Seun van God, ek het hierdie mense wat in hierdie tent sit, ek sal nie weet hoe dit voel om hulle nie lief te hê nie. Nee, laat ek gaan, dat ons vir 2000 jaar van vandag af kan konferensie hou in Newcastle, en ek gaan my heerlikheid aan hulle af, kan iemand in die Here prys. En lig, kyk vir my, en lig penetrated darkness in the womb of a virgin. Ek sê Here, ek raak opgewonde, Pastor Freddy, oor 'n mikroskopiese deurbraak. Maar daai was 'n mikroskopiese gebeurtenis so vinnig, and nobody even seen it. Ek wil vir jou sê, so net verbygaan. Partykeer is die dinge wat die Here vir jou doen so private, not everybody ought to know. Not everybody, because everybody that hears is nie altyd so bly soos jy nie. Ek ken 'n sekere pastoor, ek weet nie of julle hom ken nie. Ek ken 'n sekere, ek ken 'n sekere pastoor wat die Here gebless het
En ek wil nie daaroor preek, hier opstanding van vandag is my baie groter. Maar iets was vir hom gesteel, toe kry hy 'n nuwe ene terug. En weet jy wat is al sad, dat mense eintlik bereid is om die evangelie te los. So jaloers is er op jou as die Here jou begin bless. Well, how stupid can you get? Nou ek wat hulle nie verstaan nie. Hoe kwaader hulle word, hoe meer bless die Here jou. Halleluja. Ek was nie daar nie. Ek loop hier so. Ek loop hier. Ek het 'n nommer 9 skoen. So as jy dalk 'n jonge mis, ek het die hele kas vol nommer 9 skoene, hoor. Ek like skoene. Jy kan hulle maar kry. Ek sê dan voor ek my nommer 9 skoen gedra. Ek was nie daar nie. Ek het my maat het gesê, luister, ewe skielik toe begin ek naar word in die oggend en jy was die rede vir dit. Ek het vir 3 weke in die pap geëet, dus ek jou pa sien, maar ek moes hom onder die baksteen gooi, want jy was die rede vir dit. Ek wil vir jou sê, die Here is vanmôre in hierdie tent, en jy is die rede vir dit. Halleluja! Ek sê vir jou, hy het opgestaan uit die doodheid, en jy is die rede vir dit. Hy gaan met die mannes te kry, want jy is die rede vir dit. Kan iemand in die Here prys? Jy kan jou ander klap, jy is die rede vir dit. Halleluja! Hy sê vir jou in deurbraak, hy het jou lief, jy is die rede vir dit. Kan iemand net iets skree asseblief? Wow, man! I love Dion too much. I do not know how it feels not to love him. Wow, En jy worry omdat die admin van die WhatsApp groep jou afval. Susan, is okay. Kry vir jou. Jy verlaat die kerk omdat jy afgehaal word. Ek gaan 'n ding doen. Gaan nou uit die camera, check jy nou hoor. Ek wil net vir jou sê, ek loop hier. Ek het die voorreg om my hande op julle te sit. Nee, maar ek goed is nie. En Jaco, weet jy, hulle wag vir die teken van Jona, en hulle wag vir die teken, weet jy wat sê vir hulle? Hy sê meer as Jonas hier, man. Julle mis die hele prentjie. Ek wil vir jou sê, hierdie konferensie gaan nie oor hierdie ministry, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor hier agter jou nie, dit gaan oor, en hy is vanmôre hierso, nie omdat ek oulik is nie, hy is vanmôre in hierdie plek, omdat het gaan oor jou vir hom, gaan het oor jou, halleluja, en vanmôre kom die Here, en hy sê, luister, 'n mikroskopiese gebeurtenis van Jesus, die die gange van tyd afgaan, omring deur engele, wat sê, heilig, heilig, heilig. Hy sê, wat weet jy wat, daar is iets vir my op hierdie stadium, bietjie belangriker as dit, om te hoor hoe goddelik ek is, en dis my liefde, dat ek net hierdie besigheid gaan regmaak, halleluja, en hy doen sy ding, wat net hy kan doen, kan iemand die Here prys, en hoe hy sê, pastoor, ek kan nie verstaan nie, hoekom raak jy so opgewonde, ek gaan nou verder gaan, pastoor, ek het nou vir jou genoem op die telefone, weet jy wat was daai liggie, en die baarmoeder, die donker, agter geslote deure, man. Nou gaan ek 'n ding sê, ek gaan nou moeilikheid kry. Daar's te veel jong mense wie nie meer geslote deure het nie, hoor? Ja. Preach it. Maar al het jy daai fout gemaak. I do not know how not to love her. Is dit nie awesome nie? As jy nie bly dat die Here jou weggegooi, toe die storie jou weggooi nie. Toe die kerk jou weggooi nie, toe die pastoor jou weggooi nie, toe die ouderlinge jou weggooi nie. Dus sê daar, sal ek vir iemand sê, ek raak opgewonde, Miss Jerry, oor die eenvoudige feit, dat hy mikroskopiese liggie, en die baarmoeder van Maria, is wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, en vredevorse, is daar 2 mense wat hoor wat ek sê, dit is die mikroskopiese liggie, wat in al pijn afgaan, halleluja, prys die naam van die Here, dis die hoop wat ons het, ek wil vir jou sê, luister gou baie mooi, en dat ek gou hier in die pad uit kry, hoor, ek wil sommer in die pad uit kry, ons het gisterand gehoor, hier is nie opsweeperij nie, ek sê, hier is nie opsweeperij nie, ek preek en jy moet excited raak, ek preek en jy moet rechtkom, en ja, we sien al ek jou 35, jy lyk 85, sonder die ding, jong, die helfte van ons maak ons skoenveters aan die kant vast. Dit is 'n teken
Hulle was hier nie, maar. Jy vas nie. Jy's 88 etens voor en 370 vastings agter. Oh, kyk, baie mense kan ons in 'n restaurant gaan eet nie. Hulle bestel ons alles op die menu asof hulle môre gaan doodgaan. Hier met die helfte van die menu loop die geile jou uit. Jy blik, man, jy blik in die sos as die vet van jou afloop. Ek wil vir jou sê, dit is jou baie mooi. Hier is jou opsweeperij nie. Ek wil vir jou sê, ek kan het verklaar van hierdie kansel af. Hier is een van die meest verruklikste konferensies wat ek in my lewe, ek het al 'n paar gedoen en bygewoon. Pastore, ek sal die Here elke liewe een van julle wat by God gehoor het. Ek wil vir jou sê, man, ek het laas jaar gesien hoe die duiwel aankom en die duiwel wil aankom. Daai duiwel hardop nou nog hoor. Hy hardop nou nog. Ek sal die Heer Godsmanne, as julle nie bly, daar is nog 'n paar in Suid-Afrika wat sê so, sê die Here van die leeuskare. God, halleluja. Luister gou baie mooi. Luister gou baie mooi. Hy sê daar in Johannes 20, ek wil net gou daar vers lees. Sê vir die ou langs so, julle kon uit hoor. Hoor gou so. Hoor wat sê daar in vers 17. Nou gaan ek 'n bietjie die ding, ek wil gewoon hierdie ding ingaan. Jesus sê vir haar, Maria, draai om in Johannes 20:16. Hy sê daar so, hy sê, Jesus sê vir Maria, sy draai om en sê vir haar, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, oh, I love this. Nee. Pastor Henry, hier is lekker hoor. Die eerste keer dat hy so praat. Hy sê vir hulle, ek vaar op na my vader en na ag nee, ek het so vir jou reg lees. Hy sê, ek vaar op na my vader en julle vader, na my God. Hy verwys 3,5 jaar beld, doch die hele tyd na my vader. My vader. My vader. Skielik sê ons vader. Ons vader. Ons vader. As jy daai transformasie nie snap nie, dan is hy vaak verby hoor. Ek sê, hy net in sy spraak sê daar vir my iets, dat iets supernatural het gebeur, dat hy sê, ek vaar op na my vader en julle vader. Ag Heerlike, na my God en julle God. Halleluja. Ek wil vir jou sê, iets het verander in die geestesrealme en die duiwel kan daaraan niks doen nie. Ek wil vir jou sê, gaan nou met dit uitkom. Ek like die idee dat lig het 'n manier om duisternis te penetreer. My Lord, ek sê Here, maak hierdie verhoofie oop, as dit nie vir hulle is nie, Here, maak hierdie verhoofie wyd oop. So iemand gesê, ook is so oopgevlekte snoek, maak het oop, Here, dat ek kan sien. Hoor wat sê in vers 45 van Matteus 27, hy sê, en van die 6de uur af, het al duisternis gekom oor die hele aarde, tot die 9de uur. Ek het jou preek, want Jesus was die lig. Ek is die lig van die reg. And for one moment, light became absent. En duisternis kan net duisternis wees in the absence of light. Heerlijke. En van die 3 ure wat het duister was, né? 3 beteken in elk geval resurrection. Kyk, van die eerste dag, van die eerste smeep geval het die duiwel klare fout gemaak. Ok, word gou baie mooi, ek wil hierdie vir jou oopmaak. Ek glo die Here gaan jou bless. Hy sê, van die 16, nou gebeur daar 'n ding. Vers 50 van Matteus 27. Hy sê, daarop het Jesus met 'n groot stem geroep, en die Gees He gave the Spirit.
They could not take it. Nee, Jessie Wayne, dis ek en jy wat kerk in vandag, hoor. En die gees gegee. Hoor gou hierso. Ek wil vir iemand goed dit sê. They whipped him 39 times and it couldn't kill him. They opened his back, you could see the organs from behind. Dis dit reg? Jy kon sê longe sien, hoe maaks, jy kon agter staan, sonder hy extra masjien, kon jy die organe van Jesus van agter af sien. Ag, dis nou 'n preekie vir 'n ander dag. David, how stupid can you get? You just allowed light. Toe hulle oopmaak, lig, en dan maak oop, daar's lig, as jy nie bly, daar's volgende lig nie, dat die opstanding is lig nie, dat jou heerlikheid gaan verander na lig toe nie, dat jou blydskap gaan verander na lig toe nie, is daar twee mense wat hoor wat ek sê, hoor gou baie mooi, hoor gou hierso, die Bybel sê, hy sê daar vers 45, vers 50, hy sê, daarop het Jesus weer met 'n groot gees geroep, stem geroep, en die gees, aan wie? Aan u. En hy gee die gees. En 'n lifeless corpse. 'n lifeless corpse. En hierdie wat jy nou nie mis nie, hoor. 'n lifeless corpse hang op die kruis. 3 ure is daar duisternis op die Bybel sê op die aarde. Duisternis op die aarde vir 3 ure, want daardie mikroskopiese gebeurtenis in die baarmoeder van 'n maagd se kind wat gebore is, wat sy gesê, kom, ag kyk ek gee 'n treetjie, ag daar gaan wonderbaar, daar gaan raadsman, daar gaan sterke God, daar gaan die ewige Vader, daar gaan vrede voort, wie is dit wat daar die boom so klim, ag man, halleluja, dis wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, halleluja, en skielik the lifeless corpse, wat hy sy gees gegee, wat vir hierdie konferensie sê, they could not kill Jesus, they had no ability, he laid down his life, en hy gee sy gees, en ek lyk toch al hier, ek het nog vanmorgen 4 uur gekry, net na 4, is die hele ouers, the phrase, van, and he gave his spirit, né? The phrase gave up his spirit emphasizes Jesus' conscious and deliberate act of dying. Pastor Pieter, hy het as prins dood gegaan. Ag, liewe Vader, hoor hierso. Confirming that he did not die as a victim, he died as a conqueror. Nee man, he died as a conqueror. Maar luister gou baie mooi, nou sê vers 51. Hy sê, en kyk die voorhangsel. Hoor jy Rocky? Sê die voorhangsel van 60 voet hoog en 30 voet breed, about 5 duim. Hoeveel centimeter is dat? 14 centimeter dik. 300 priesters om daai gordyn te manoeuvre. Hoor wat sê die Bybel? Hy sê daar, vers 51, hy sê, en na sy opstanding, sorry, 51, en kyk die voorhangsel van die tempel, het in 2 geskeur, my mense, julle so sê, amen, van bo tot onder geskeur, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Ek wil vir jou sê, dit is een van die grootste supernatural gebeurtenisse in die Nuwe Testament. Nee, jy verstaan nie. As jy verstaan hoe donker dit was, agter die veil.
En dan die hoofpriester, 1 keer 'n jaar, daar kon ingaan, as ek reg of verkeerd. En verstoor jy nou 'n gepreek, supernaturally. Hoe maak jy die gordyn oop? Jy kan nie net die ding oopmaak, jy dan is te swaar. 300 priesters, daar kan net een ingaan. Die ordinary ouens, dis die alledagse Jannies en Koosies en ons, né? Hulle is in die heilige, hulle is daar by die ordinare plekke. Maar een word gekies om in die allerheiligste in te gaan. Deur daardie dik veil, sê hy kon nie oor hom klim nie, hy kon nie om hom loop nie, hy kon hom nie sny nie, hy het supernaturally net hier daai ding, oh my God, jy sal verbaas wees. En die Bybel sê, hy skeer van bo na onder, asof God sê, this is the redemption of God the Father, through Jesus the Son, en God trek sy vinger, en hy skeer hom van bo na onder, dat geen mens die eer sal kry, ag jy hoor nie, en skielik gaan lig in die allerheiligste in. Bam! Want in die ou tyd, it was the glory and the presence of God, die Shekinah, wat soos 'n, was nie soos 'n spotlight nie, dit was soos 'n luminant, ja, dit was soos 'n luminant. As die hoofpriester gegaan het by die klokkies en God kom daarin, dan sal 'n illumination van God se teenwoordigheid en die dinge gebeur. En die oomblik as God klaar is en die priester moet uit, dan is dit pikstuk donker. En die Here sê in 'n oomblik se tyd, toe die voorhang so skeer, toe is daar 'n mikroskopiese en ons lewe, en tot vandag toe, halleluja, en ek nie meer nodig om til 'n priester te gaan, om by God te hoor nie, ek gaan self, deur Jesus Christus, kan iemand in die Here prys. Hoor nou, hoor gou baie mooi, hy skeer as 'n bevestiging, dat God skeer hom. Vers 52 sê, en die oomblik toe hy skeer, toe is daar 'n geweldige aardbewing, en rotse skeer, come on, dis my favorite vers in die hele Nuwe Testament, en dooie ontslapenis van die heiliges het opgestaan. Wat vir my 'n bevestiging is, daaroor het ek hier gesels. His corpse on the grave, on the cross. Waar was die lig? En die lig was klaar na die Hades toe. Soos in Johannes vir Jesus vooruit geloop het, loop lig Jesus vooruit. En sê luister, halleluja, ek kry jou daar binne, maar ek gaan so 'n paar dinge verander. Dit is hoekom daar aardbewings is, en rotsstortings en goedes gebeur, en dinge gebeur, terwyl die lewelose liggaam van Jesus hang aan die middelste kruis. Ek wil vir iemand in hierdie plek sê, die kerk sal moet wakker skrik hoor. Ons het gehoor in hierdie naweek, hier is nie 'n speletjie nie, hier is die waarheid, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak, en die duivel wil dit nie hoor nie, hy wil dit nie weet nie, maar vanmôre sit jy aan met jouself, is daar opstandingskrag in jou binneste, nie omdat jy goed is nie, maar omdat hy opgestaan het. Luister gou baie mooi, ek wil goed hierdie ding gaan, ek is nou klaar, luister gou baie mooi, toe die voorhang so skeer, toe breek lig in. Kyk vir my, beteken, moet die Here jou skeer. Ek het al so mooi ding gehoor. Pastor Hendrik het eendag iets gesê wat ek baie noem. Hy sê God skeer Adam oop en lig gaan in. En hy trek die vrou uit. En die tweede Adam raak aan die slaap op die middelste kruis. En hulle druk 'n spies. Devil, how stupid can you get? Hulle skeer die voorhang so oop. En weet jy wat gebeur? En God haal die bruid uit. Hy haal die bruid uit.
Ek wil haas, ek het nog so 3 goed om te sê, as ek uit jou pad het, dis toe lig in die heidies inbreke. Ek wil vir iemand sê in die plek, hoor wat sê die Bybel, daar in Efesiërs, vers 9, 4 vers 9, hy sê maar dit, hy het opgestaan, wat beteken dit anders as hy het ook eers neergedaal in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het. Die hel het losgebreke, wat toe, ag heerlikheid ouers, gaan lees jou Bybel, daar in vers, hoofstuk 28, aan die begin, hy sê daar waar Josef van Arimatea kom, en hy sê, weet jy wat, hy het nie gesmeek nie, hy het gesê, gee my die lichaam van Jesus, ek soek hy lichaam, die lig is klaar weg, hy is klaar, dis sy korps, hy help daar wil hy help, kan nou niks gebeur nie, gee my die lichaam, en Pilatus dink, hy doen hom 'n gids, fout nommer 88, hoor, hy gee vir hom 'n dooie Jesus, en hoe wat toe die dooie Jesus, voor sy skouer hange, toe loop hy na 'n splinte nuwe graf toe, halleluja, wat dinge is besig om daar binne te gebeur, halleluja, lig is daar, die gees is daar, hy wag vir, oh my God, hy wag vir hom. En luister, het hy daar nog maar net hy graf om ingedra, om daar neergegooi. Oh, heerlikheid, hoor gou baie mooi. Hy's daar in die heidies in, en luister gou baie mooi, hy sê dieselfde ene wie opgevaar het, is dieselfde ene wie neergedaal het in die doder in die heidies. Wat in die heidies is, ek hou van hy woord, Pastor Willie het op baie daaroor gepraat te straat, en hy gaan in die heidies in, en lig gaan in die, man ek wil vir jou sê, in die baarmoeder van doderyk in. En daar kom 'n mikroskopiese paar skywe daar binne. Halleluja, dis pikdonker daar binne, maar daar kom 'n lig aan. En Rudolf, God kan lig laat parkeer as hy wil, hy wil parkeer, hoor. En dan hy laat so 'n bietjie skyn daar binne. En dinge gebeur, en Josef stap met hom in, en toe hy klip toe rol, hulle maak hom toe. Luister, pastoor, ek weet, miskien is ek verkeerd, maar ek dink dit was stuk donker, want toe as Jesus ingaan, toe is lig daar, as ek reg, in die heidies in, en man, hy het so flitsie by hom gehad, want hy is die lig van die wêreld, en hy is daar, en Josef dink, hy het maar net 'n goeie jobbie gedoen, nee, hy was deel van die profetiese tydsklok van God, en hy loop in, jy sê, Pastor Kelvin, wat sê jy vanmôre? Ek wil vir jou sê, as God die lig vir jou gee, kan geen duisternis dit oorweldig nie, as God sê, dat hierdie opstanding, luister, hierdie opstanding is die rede, dat jy vanmôre kan opspring, en die Here se naam groot maak. Luister, wat gemooi, mooi, ek wil vir jou sê, hoor gebaai mooi, hoor ons se Handelinge 16, ek wil daar vir jou so vers lees daar, ek wil nou by daar is 'n ander mooi ding, waarby ek wil kom, dan gaan ek klaar maak, hoor gou baie mooi, Handelinge 26 vers 23 sê, dat die Christus moes ly, en die eerste wees, nou hier is die ding, ek het gestop by vers 52, met 'n rede, want hy sê, die liggame van die ontslape heiliges het, en 1 vers later, sê, en na die opstanding, het hulle uit die graf uitgeklop. So, vers 52 en 53, as ek reg, is 3 dae. Is 3 dae. Luister, wat Handelinge sê, dat die Christus moes ly, en die eerste wees, uit die opstanding van die dode. So, ander woorde, eintlik letterlik, het hulle nie raak fisies gestaan nie. They were resurrected, but not alive. Dit is reg. Dit is eintlik 'n beskimping daarop, dat dood het nog steeds sy greep op hulle gehad. Maar hy het klaar vir hulle gesê, dis soos 'n ou wat gaan, en jy gaan koop vir jou die specials by Checkers, jy sit al die lekker goed vir jou in die kant, al die lekker goed, jy sit daar, jy maak op by mekaar, dis 'n special vandag, en die Here sê, al die heilige sit daar by een kant, die Here los hulle uit, ek kom hulle nou al, laat ek so lank nie gaan preek met die ouens wat nie wil hoor nie, maar hierdie ouens, hulle is al, Jesaja, Jeremia, hierdie ouens is sharp, en they were resurrected, but they were still in the grave, en iets gebeur, lig gaan, en Jesus het, en die gees, luister gou mooi, en die saad van die hemel,
Die Heilige Gees kry Jesus, nadat Josef hom neerlê, wag vir hom, en hy sê, luister, wil jy dit dan saam mooi gesê, sê, ek is hier om jou op te tel. Let's do this. Let's do this. En skielik, man, spring Jesus een lewendig daarop hoor, en dan maak lig loop in die hart van duisternis in, heerlikheid, soos 'n mikroskopiese lig, en daar is bevrugting, want hulle wat daaronder was, het nie aan Satan behoort nie, hulle het aan hom behoort, en hy het gaan lig bring in duisternis, en hy penetreer duisternis, om hulle te gaan uithaal, en pastoor Dion, baie dankie vir hierdie, ek wil geen krediet vir hierdie, ek heb nog gepraat oor dit, hulle praat van the shroud of Turin, is dit die regte uitspraak? Maar goed ja, wat maak jy altijd? Konnichiwa. The shroud of Turin. Dat ek het verduidelik, as ek uit is, help my. Ek het nie baie, ek het die regte konteks, hoor. Dis 'n kleed, 'n robe, wat hulle in die graf gekry het. Wat hulle navorsing opgedoen het. Reg. Hou net sy kop, as hy so maak, dan sê, pas so, gaan terug, delete, wat hulle gekry het. En dan sê, hier is die ding, sê hulle reg, dat daar moes 'n bonatuurlike, ongelooflike, profound lig, radiation, in die graf gebeur het. Want toe hulle die doek nagaan, toe staan 'n imprint van 'n liggaam, soos 'n vingerafdruk op daardie lamp. Duisternis kan dit nie doen nie. En jou voete statig gemaak, jy lig gecheck. En wat maak hy lig? En dan is daar het afbrit, halleluja. Jy sê pas so asseblief, sê dit vir my wel, probeer jy sê, ek is so bly, dat ek is ook 'n afdruk, so, ek is halleluja, iets so bonatuurlik, iets so groot, en agter daai klip gebeur, dat die duivel nou nog red, hy het nou nog aak-eyes, hoor, ek beloof dit vir jou, hy het nou nog aak-eyes, vir daai lig, wat gebrand het daar, en 'n imprint, luister, ek het nou maar sê, ek sê nou van, dat het lyk asof 'n imprint van Jesus, dat sy doek is, waarmee hy toegedraai was, halleluja, as 'n bewyse, dat hy daar was, maar hy is nie meer daar nie, al wat hulle het, is 'n doek van lig, het in die heides ingegaan, sodat jy vanmôre kan vry wees. Ek maak klaar, luister gou baie mooi. I just love this. Hy sê, en 'n engel het op die, as ek nou hier sloeg, ne? En 'n engel, my hou, en 'n engel het op die klip gesit. Is dit so, was die klip daar, was die klip weg? En het op hom gesit. Wat was die law van die konings in daai tyd? As jy 'n oorlog wen, van geveg wen, dan gaan sit jy vat die ouens se goed, wat jy wil, is ek reg? Jy moet nou reg praat, wat? Bounty. Like a bounty. Like a bounty. Like Ja, is bounty, B-O-U-N-T-Y, wat? Bounty, soos 'n bounty, dis jou beloning. Hulle kan hulle ry 'n plek, en hierdie orrel was Chinese, en hulle kom en hulle vat hom, en hy koning het die reg om te gaan sit, op wat hare was, as 'n trofee. Lyk ek mooi agter hierdie orrel? En hy sit, en weet jy wat doen die engel? As 'n trofee, dat het regtig gebeur het. Gaan sit die engel op die klip. Hy sê, hy is nie hier nie. Sê dit? spoils of war is die regte woord. Spoils of war. Hoeveel keer ga jy hom nog verander? Spoils of war. Ja, dit was nou KFC, Bounty, nou is dit al spoils of war. Maar oké, dis 'n trofee. Is dit 'n bottom line?
Halleluja. En hy sit op 'n klip as 'n trofee. En hy sê, luister, wie soek julle hierso? Hy het opgestaan, soos hy gesê het. Julle het dit dalk nie gehoor nie, maar ek dink hy het vir sy pa gesê, I do not know how not to love them. Dus hy sê, pa, wat niks gaan jou stop nie. En toe gaan in elk geval, hy klim in 'n vrou in, hy klim in 'n graf in, hy klim op 'n kruis, hy klim weer in die doderyk in, en hy klim weer uit, sodat jy vanmôre hier kan sit, prys die naam van die Here. Kan iemand net aan hierdie tent tog net iets doen? Ek sluit, asof die liggaam gefotostateer is. Tjoe. Gert, my Bybel sê, my naam is in sy handpalm. Ek wil op sy gefotostateer. Hoe loop het dan, Rokkie? My naam is in sy handpalm gegraveer. Give me high five. Je vertaling sê tattooed in his hand. Wat kry hy nou tattoos vir? Maar die vertaling sê dit. I have an image of you tattooed in the palm of my hands. Dis wat die Here sê. En luister eens die laaste ding. Ek wil gou hierdie klein voorbeeld, so klein, maar nie manifestasie, net 'n voorbeeld wat ek daar, wat voordat ek dit gaan doen. Hy sê toe dat daar, hoor jy, ek is klaar. Hy sê toe daar vers 53, en na sy opstanding het hy uit die graf daar uitgegaan, Pastor Freddy, en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Nou luister, kyk gou vir my, ek weet nie of jy spek het, papoen of vleis nie, maar jy moet met my nou hoor. Ek is baie lief vir my pa, hoor. Ek het hom 3 jaar terug begrawe. Maar as ek nou in die kamer kom en hy sê my soek koffie. Like bijvoorbeeld, I will not be here anymore. Huh? Like bijvoorbeeld, maar weet jy wat? Ek lees nie, daar was chaos nie. God's not the author of confusion. Toe hy die graf te uitklim, toe was die dinge so supernatural in daai plek. Dit was 'n georganiseerde chaos. En ek sê, Here, ek wil vir jou laaste vers lees, ek het so baie goed wat ek wil sê, maar dis nou maar so. Kyk hoe so, julle wat daar agter is, kan nou nog nie hierdie sê nie, maar ek like nou hierdie ding, hoor. Hy sê daar, Johannes 14:20, die Amplified. Hy sê, on that day, when the time comes, you will know for yourself that I, dis Jesus wat praat, I am in the Father, and you are in me, and I am. Hendrik, hy weet, luister, that's you. Nee? Maar ek het ook 'n vers wat sê, hierdie you is 'n tempel van die Heilige Gees. Maar nou sê Jesus, julle is in my. Ek wil hom net nou reg sit, hoor. Excuse me van ek bijvoorbeeld, hoor. Om so sit. Ag, maar die leiber, ek vergeet om af te haal. Okay, so gaan nou vir julle help, hoor. Okay, dis ek, dis die Heilige Gees, né? Dis Jesus. Hy sê ek en julle en my. Yes. Hy sê, soos wat ek jy wil amper sê, die tappel is duur, hoor. Because of the light. Dis God. Dis
Jesus. Ergens daar binne is ek. En dit nog in my, en as ek by my uitkom, die vyand, dan het ek nog die Heilige Gees in my. Halleluja. It's no longer I that liveth, but Christ that lives in me. Hy sê, ek wil het weer vir jou lees, dan gaan vir jou weer bekie beteken, jy het ook gesê, hy sê, on that day, not, when the time will come, you will know that for yourselves, that I am in the Father, and you are in me, and I am in you. Luister, die vyand has to come through this. Julle kyk. Luister, ek is so weg, ek sien myself, dit was nog nie. Ek is daar, sy sien jou daar so, daar binnekant is you, halleluja. En luister, nou verstaan ek wat hy sê, when the enemy comes in. Devil, how stupid can you get? Waar lees jy in die Bybel, dat Satan hierdie deksel gaan afval? En as hy het recht krijg, dan moet hy nog hierin afval. En as hy hierin met my afval, dan sê die Heilige Gees so, oei, surprise, surprise. It's not, it's not on top, it's inside. Wil jy nie die Here prys? Luister, laat ek neem jy moet het hoor. Daar is jy. En Jesus, hier is die saad van die hemel, wat in jou is die lig. Daar, en dan kom ek raak nou die mekaar met al hierdie klomp goed is, hoor. Ok, dan is hier nog. Come on. En die Here sê vir my, verstaan jy bietjie beter die opstanding? Is bietjie meer as net grafies en doekies en goedes wat in gerol het. Nee, ek wil vir jou sê, ek het hier opgestaan, hoor. Ek het regtig opgestaan. Nee, ek het regtig, halleluja, and I left. Wat is the uncorruptible of incorruptible? The incorruptible seed that is within you. The light that penetrated. Dit is hoekom die orkest kan op my recht maak voor te kom. Dit is hoekom ek wil sê vir die ouwe so, daar is hoop. Sê dit dan. Halleluja. Loof die Here. Loof die Here. Kom ons raak so bietjie excited in die plek. Ek weet nie, Angelique het of sy song op het nie, as kan nou maar sing, die graf is leeg. Amen. Kom ons hoor jou. Die graf is leeg. Hey, sing ons een bietjie met die swag. Jan, kry so attitude, as jy sing. Ek het om laas jaar gesing, jy sing maar elke sondag in jou kerk, maar jy sing maar net om met een lekker beat. En so sal die lig aanbreek. Ek het nou so pas 300 gram verloor. Kom maar afsit al, hoor.